4 onskuldige familielede in een wreedaardige aanslag vermoor. 'n Hernuide vlaag gruisame aanvalle laat gemeenskappe landwyd steier. In Kyknet-verslag fokus ons vanaand op die misdaad wat vrees inboesem en intense kommer wek: plaasaanvalle. Welkom by die program. Die klein dorpie Balfour in Mpumalanga is in rou gedompel toe 4 mense, 'n bejaarde egpaar, hulle seun en skoondogter, van dese week koelbloedig op hulle plaas vermoor is. Dit bring die getal mense wat tot dusver die maand op plase of hoewes landwyd vermoor is op 11 te staan. Ons verslaggewer Jacques Broodryk en kameraman Hanno Labeskagni het Balfour vandag besoek. Te oordeel aan daaglikse berigte, lyk dit of plaasaanvalle weer aan die toeneem is. Die gruisame werklikheid van hierdie misdaad is weer eens van dese week geïllustreer toe 4 lede van dieselfde familie op hulle plaasie buite Balfour vermoor is. Die afgryslikheid van hierdie gebeure het die boeregemeenskap geruk. Volgens beskikbare syfers was daar in 2016 meer as 64 plaasmoorde in Suid-Afrika. En volgens die burgerregteorganisasie AfriForum is 11 mense reeds van dese maand in aanvalle op plase dood. Die jongste slagoffers was die Smits-familie van Balfour. Gert, Paulina, Louis en Belinda Smits is maandag by hul huis oorrompel. 'n Boer van die omgewing verduidelik wat hy gesien het toe hy by die toneel opgedaag het. Toe ons by die een venster inloer, toe sien ons daar lê die vrou bo op die bank dood. Jy kan die bloed op haar gesig sien. Hulle is almal agter in die kop geskiet. Lyk my op 'n redelike kort afstand. En ek dink die ou tannie is dalk teen die kop gedruk, want by haar was bloedspatsels. En die ander kon jy nie bloedspatsels sien. Net hulle gesigte was vol bloed. 'n Lid van die landbouorganisasie TLISA se veiligheidskomitee, Pieter van der Westhuizen Jr., boer langs aan die Smits-familie. Hy sê die gemeenskap is raadop. As deel van ons veiligheidsplan het ons besluit dat boere moet hulle self probeer beveilig deur heininge op te sit en alarmstelsels en kameras en so, om goeders te kan optel wat gebeur. Maar die gedagte was eintlik gewees, as iemand in die aand by jou kom, dan gaan die alarm hom optel of so. Maar met dit dat as iemand vir jou werk, is hy klaar op jou perseel en dis nie verdag om so 'n persoon op jou werf te hê nie. Ek het nog met baie boere in die omgewing gepraat die laaste paar dae en die skok is so groot want almal sê, wat nou van hier af? Hoe beskerm jouself? Die klomp ouerige boere, hierdie was nou jonger boere gewees. En wat maak jy nou? 4 mans is in verband met die moorde in hegtenis geneem. Die waarnemende kommissaris van polisie, luitenant-generaal Gomotso Paglane, het verlede jaar beloof dat plaasaanvalle voortaan as 'n prioriteitsmisdaad hanteer sal word. Hy is egter intussen betrek by ernstige beweringe van korrupsie en 2 kenners sê dit kan beteken dat die polisie nie op plaasaanvalle konsentreer soos hulle moet nie. Die hartseer ding sou wees as iets met generaal Paglane moes gebeur, is dat hy 'n beroepsbeampte is en dis bitter belangrik en ons kon die verskil in die moraal in die polisie duidelik sien toe hy inkom, dat mense gesê het, maar joh, hierdie man hy het deur die range gekom, hy het van onderaf opgewerk. Dit wil nou al hoe meer voorkom asof hy so betrokke is nou by sy eie oorlewingsstryd in die polisie, dat hy nie meer die aandag gee aan die geveg teen misdaad in die breë, wat hy tot voor hierdie aantuigings teen hom ingebring is, gedoen het nie. Suid-Afrika kan nie langer bekostig dat jy hierdie onsekerheid het wat ons het in die topstruktuur van die polisie, die valke, die onafhanklike ondersoek polisie direktoraat en ook natuurlik by die nasionale vervolgingsgesag nie. So hierdie onstabiliteit maak dit net eenvoudig moeiliker vir die wetstoepassers om die stryd teen misdaad hier in die stede en op die platteland doeltreffend uit te voer. En die enigste ouens wat voordeel hier uittrek, is die georganiseerde misdaadbendes en ander misdadigers. Ek gesels nou met een van Kyknet-verslag se joernaliste, Lorenza Eckart. Lorenza, gruisam, afgryslik, barbaars. Daar is nie genoeg byvoeglike naamwoorde om 'n mens se afskuw en weerstand in die soort misdaad uit te spreek nie. Hoe lank moet Suid-Afrika nou nog wag voordat die polisie dit
as 'n prioriteitsmisdaad gaan klassifiseer. Wel, Rian, toe luitenant-generaal Paghlani verlede jaar gesê dat hy, gaan hande vat met die burgerregteorganisasie AfriForum en dit 'n prioriteit maak, was daar amper, daar was regtig 'n opgewondenheid en 'n gevoel dat hierdie probleem nou daadwerklik aangespreek gaan word. En soos ons gesien het, intussen word die luitenant-generaal, die polisiekommissaris Paghlani, word hy besig gehou deur, skandale wat oor sy kop hang, beweerde korrupsie, en net politieke inmenging in die polisiemag. En soos Johan Burger sê in die insetsel, die enigste groep in die land wat hierby baat is die kriminele, en dit is die hartseersaak. Ja. Waarom, sou jy sê, is die regering oënskynlik traag om kragdadig in te gryp? Wel, Rian, ek dink dit is tweeledig. Ek dink daar is 'n tekort aan hulpbronne en ek dink daar is 'n tekort aan politieke wil om hierdie probleem werklik te bekamp. As ons kyk na ons misdaadstatistieke, plaasmoorde het opgegaan, maar gewelddadige misdaad het ook opgegaan. Gewapende rooftogte, wat maar die stedelike weergawe is van 'n plaasaanval, het ook toegeneem. Die polisie kan eenvoudig nie by alles uitkom nie. En ek dink om al die blame by die polisie te plaas is onregverdig. Daar is 'n magdom sosio-ekonomiese kwessies wat ook aangespreek moet word. AfriForum het vandag vir my gesê hulle is baie tevrede met die wyse waarop die polisie gereageer het op die aanval in Balfour, hulle die moordtoneel baie goed bestuur. Daar is nou 4 verdagtes in hegtenis geneem, maar die vraag is, hoe gaan ons hierdie soort aanvalle voorkom? En ons het nog nie 'n antwoord op dit nie. Dit is tog ondenkbaar dat enige polisiemag, waar ook al ter wêreld, sy werk na behoore kan uitvoer as hy nie hulpbronne het nie. Vandag het ek by AfriForum met hulle gesê, as hulle besoek aflê op hierdie landelike gebiede, moet hulle met polisielede praat wat vir hulle sê van hierdie motors het tot 450.000 kilos op die motor, op jou amptelike motor waarmee jy moet uitry na 'n toneel toe. As jy daardie soort toerusting en hulpbronne het om jou werk te doen, gaan jy nie voel dat jy genoegsaam bygestaan word nie. So op voedselvlak is die gevoel dat die polisielede wil ingryp en hulle wil iets doen, en veral toe generaal Paghlani gesê het hy gaan 'n prioriteit hiervan maak, was daar gevoel geweest dat dit gaan gebeur, maar intussen lyk my dit nou deur die mat geval. Wat is die gevoel by die kenners? Meen hulle dat gemeenskappe genoeg doen om hulle self te beveilig? Rian, is 'n baie sensitiewe saak, want as jy nou sê, ons is op 'n punt waar die boere, wat meer moet hulle doen? Juist. Baie boere is nou deur 'n droogte siklus. Daar is nie geld vir ekstras nie. As jy geelektrifiseerde heininge oor jou plaas, jou hele plaas moet sit, dit gaan baie duisende rand kos. AfriForum het inisiatiewe waar hulle die boere oplei, waar hulle nou vir die boere leer om te skiet en sulke goeders. Dis eintlik baie tragedies as jy dink dit is waar ons is, dat 'n boer moet leer om te skiet. Hy moet 'n bystandplan het vir as hy oorval word. Hy moet weet waar sy familie in die huis is te alle tye. Dis verskriklik hartseer dat hulle so hulle werk moet doen, want hulle sit kos op die tafel. Dis nie genoeg dat hulle net daarop kan fokus nie. Nou moet hulle self so bemoei met veiligheid. Dit is absoluut tragedies. Die aanvalle gaan blykbaar met toenemende geweld en uiterste wreedheid gepaard. Waarom sou dit wees? Dis interessant, Rian, wat Dr. Burger ook sê, is as hy kyk in die navorsing wat hy hieroor gedoen het. Die oorsaak van die aanval, dit word nie geloods uit, 'n gevoel van rassehaat noodwendig nie, maar gedurende die aanval is daar 'n element van rassehaat dan teenwoordig. En ek dink dit is hoe ons die prentjie moet sien, die weierprentjie. Rassehaat is nie noodwendig die oorsaak nie, maar jy kan nie ontken dat dit 'n element is en 'n deel is van hierdie aanvalle nie, of dit nou swart op wit is of wit op swart. Die kernoorsaak is misdaad. Die res wat dit inkleer daarna, die oordadige geweld, die onnodige geweld soos hulle dit noem. Dis een ding om plaas te oorval, om te beroof, maar om mense so dood te maak, dis absoluut onnodig. So ons moet na daardie kwessies ook kyk. Ons kan dit nie ontken nie. Ja, is besig om die mense dood te maak wat help sorg dat daar kos op die nasie se tafels is. Lorenza, dankie. Ons gesels net nou verder. Bly gerus ingeskakel. Ons gaan net hierna voort.